Goeiemôre op hierdie pragtige oggend. Weer eens liggies bewolk buite is toegetrek en nie donker nie, nie soos in reën nie, net toegetrek buite. Dit is lekker koel, windstil, maar 'n heerlike stil, pragtige oggend. Ek hoop jy geniet hierdie Dinsdagoggend. Ek hoop jy geniet die kanse en die geleenthede wat vanmôre oor jou pad of vandag oor jou pad gaan beweeg. Ons het so 2 dae terug by Psalms begin en ek wil kyk of ek nog so 'n paar dae kan vasbyt Psalms. Psalms gaan ons maar in elk geval oor die meeste van die tyd prys die Here en loof die Here en sê dankie. En dit is eintlik waar ek wil probeer stil staan vir nog so 'n paar dae om die Here te dank. Toe ek vanoggend hier by die Bybel kom en oopslaan die Psalm wat ek vir ons saamgebring het, voordat ek kom het ek 'n storie om te vertel. En dis my storie en ek wil hom deel met julle en julle kan self kyk. Vanoggend kan jy jou eie storie vertel. Miskien met elkeen vanoggend terwyl ek my storie vertel, met elkeen van julle storie vertel. Met ander woorde om te deel met die ander. Nommer 1 is om 'n getuienis te wees. Dis nommer 1. Nommer 2, om iemand afhanklik of onafhanklik, miskien moet ek sê onafhanklik te kry, om aan die buitekant van die rugbywedstryd te staan en die rugbywedstryd van die kant af te beskou. Miskien ken almal my nog nie, ek sien pragtig die getalle tel mooi op en ek sien selfs die YouTube kanaal wat gestig is, vaar baie goed. Op die ouene van die dag gaan dit maar net oor versprei die woord van die Here. Julle moet net een ding onthou, ek is ook 'n mens, ek het ook my ups en my downs, en as ek die oggend uitsaai en ek het dalk 'n down, vra ek groot om verskoning, maar ek wil nie vir jou sê dis elke dag 'n high nie. Dit is nie elke dag 'n high nie. Ons het maar, en ek is ook 'n mens, nes almal van julle, ons het ons hoogtepunte, ons het ons laagtepunte. Die belangrikste is, saam met wie stap jy? Dis die eerste vraag. Of moet ek die tweede vraag vra, langs wie stap jy? Die derde vraag wat ek wil vra, vir wie volg jy? Die vierde vraag wat ek wil vra is, glo jy en vertrou jy, selfs in die tye wat ons louspots slaan? Selfs op die stadiums wat die liewe vir jou regtig, ek moet dit so noem, 'n curveball gooi, en jy agterkom dat vandag is nie gister nie. Hierdie week of hierdie maand of hierdie seisoen in my lewe is nie 'n seisoen van sonskyn, maan en rose nie. Ons het sekerlik in ons lewens en almal deur dieselfde geloop, maar miskien moet ek jou net so 'n kort intro van my lewe vertel, dat jy van buite af staan en inkyk en sê, wow, die Here was goed vir jou. Of, ek het jou ups en downs gehad. Ek wil nie alles intens bespreek vanoggend nie. As ek moet intens bespreek my hele lewe, dan hierdie programmetjie hopeloos te kort. Ek dink dan moet ons so 'n week lank uitsaai. En ons gaan nou nie die week daarby kom om 'n hele week lank uit te saai nie. Ons gaan net vanoggend uitsaai. Ek het begin as 'n boer klong op Mamasbury. Hoe sê my oorlede dogter het altyd gesê, 19 lank gelede. Nou dan sê ek ook maar 19 heel in die begin of 19 lank gelede. Sy het gesê inteendeel 19 heel in die begin. So maar by my is dit 19 lank gelede, was ek 'n kaalvoet klonkie wat op 'n klein ou skooltjie, die ou skooltjie, ek dink as mense moet sien hoeveel kinders in die skool was, dan sou hulle lag. Miskien kan my suster Karen help om te sê hoeveel kinders was nie in die skool was, maar daar was baie min kinders in die skool. Ek sal tog die getalle kry met julle deel. Was ek in die laerskool sub A en sub B, kaalvoet laaitie. Ons het nog ons standaard skoolskoene was kaalvoet skool toe sub A en sub B. So het ek kaalvoet sub A en sub B skool toe gegaan. Daarna as ek was ons deur na Mamasbury toe. En daar is ons ook in die koshuis geplaas. Vir die eerste keer in my lewe was ek weg van my ma af. En dit was van standaard 1 af, was ek in die laerskool koshuis en ook in die laerskool in Mamasbury. Het ek skool gegaan, die laerskool deur,
en ek het standaard 7, het ek vanaf die laerskool koshuis, met ander woorde huis Landman, oorbeweeg na die hoërskool koshuis, huis van Imhof op Mamasbury, en ook dan natuurlik standaard 6 oorgegaan na hoërskool Swartland in Mamasbury. Wat op daai stadium, ek weet nie hoe dit vandag is in Mamasbury nie, maar daai stadium was dit nogal 'n piek skool, een van die groot en die topskole. Ons het 'n paar kinders gehad wat tot en met van Suidwes-Afrika af by ons skool gegaan het. Ek weet een van my vriende wat in ons selfde jaar was, is op die stadium 'n dokter, ek dink 'n veearts, nie 'n dokter nie, 'n veeartsdokter in Engeland. Toe ons 25ste jarige by mekaar, of 25ste byeenkoms gehad het, wat noem hulle het herunie, het hy van Engeland af gevlieg en die reunie kom bywoon. Het was nogal nice om vir Gideon te sien vir 'n slag. Direk uit skool uit, soos meeste van die ouens, het ons maar ons oproep instruksies gekry, en ons is opgeroep om te gaan diensplig doen, daai tyd, diensplig. Vandag klink dit so half onwerklik as ons praat van diensplig. Ek is opgeroep na Potchefstroom toe. Ons is op Potchefstroom toe, en vir die eerste 2 maande was dit nie swaar nie, ek dink baie swaar. Weg van almal en alles af, en die opleiding, die fisiese opleiding was baie hard. Van daar af, van Potchefstroom af, het hulle gesê, ons doen die kering, en ons het die kering gedoen. Ons het so vir 'n week of 2, het ons in 'n buitebasis, net buitekant Potchefstroom, het ons opleiding ontvang. Toe klom ons op die trein, ons is op pad Oudtshoorn toe, en terwyl die trein beweeg, kom ons moet skok agter die trein beweeg in die verkeerde rigting. En toe kom almal agter, nee, hier's 'n fout. Die trein gaan noord, hy beweeg nie suid nie, as ons kompas reg is. Toe kom ons agter, die trein vat ons op na Middelburg, Noord-Transvaal toe, nog dieper in, nog hoër op. Daar het ons 'n verdere maand gedoen. En my eerste 7 dae pas het ek nogal uit Middelburg, Noord-Transvaal afgery. Ons het meer as 'n dag lank gery met die bus af tot in Parel is ek afgelei. Ons is weer die Sondag opgelei in Parel, en daarvan af is ek dink die Saterdag is ons opgelei weer, omdat ons langer as 'n dag ry, en natuurlik die Maandag moes ons weer arriveer terug in Middelburg, Noord-Transvaal. So lang stappie. Daarna is ons af Oudtshoorn toe. Ek het my diensplig voltooi op Oudtshoorn. Ek het korporaal geraak op Oudtshoorn. Ek het my aansoek gedoen by Oudtshoorn om te bly. Het was een van my 3 keuses om te bly, en ek het die voorreg gehad om te bly in Oudtshoorn, waarby ek nog 'n verdere jaar kon troepe oplei in die instrukteurslyn, want infantry school Oudtshoorn is 'n plek waar daar instrukteurs opgelei word. So ek het daar gebly in instrukteurs opgelei. Baie lekker. Daarna het ek gesê, ek geniet dit so, ek gaan aansluit, kortdiens nog 2 jaar ekstra, en ek kry 'n oproep en sê, nee, jou pa het gesê, jy mag nie aansluit kortdiens, my pa sê vir my, jy sluit die kortdiens aan, ek het vir jou plaas in Vredenburg gekoop, hoe bevoorreg, in die Weskus gekoop. Daarna, na militêre opleiding, is ek terug. Ek het begin 'n boer, want ek was boerklong my hele lewe lank. Ek het begin 'n boer in die Weskus. Daarna is ek op my eie gegaan, en nadat ek op my eie gegaan het dit vir 'n tydjie goed gegaan, en my laaste 3 jaar was dit verskriklik droog in die Weskus. Baie droog. Sodoende dat ek na my pa toe moes vir hom gaan en sê, pa, die Engelsman sê, quit while you're ahead, en ek is goed voor op die stadium, gaan ek maar quit. Ek het gequit. Ek het begin werk by 'n vriend van my, ek het 'n aandeel gekoop in sy besigheid, en binne die eerste week in die besigheid kom ek agter iets is nie reg nie. Ons het gepraat met mekaar, ek het die besigheid verlaat, en ek sit op daai stadium sonder werk, sonder opleiding, sonder werk, en ek sê toe vir die Here, u moet nou maar met my lewe doen soos wat u goed dink. Moet ek gaan werk, wat moet ek doen? En een nag toe slaap ek, en toe ek die volgende oggend wakker skrik, sê ek my vrou, wie, ek het 'n vision gehad, sy sê, ja, sy sê, die Here het met my gepraat, hy het vir my gesê, doen waarvoor jy lief is, en ek sê, jy weet waarvoor ek lief is op daai stadium, was rekenaars vir my, soos 'n hobby, maar ek het dit baie geniet. Ek het 'n rekenaarplek begin, ek het 'n rekenaarplek gehad, die selfde plek, 5 jaar, ek het hom verkoop aan een van my technicians,
ek het daar na Mamasbury toe getrek. In Mamasbury was ek 'n verdere 22 jaar. 22 jaar op Mamasbury. Toe het ek laas jaar my besigheid verkoop, en ek sê vir my vrou, ek het net 'n pyn in die hart, so asof ek wil terugkom, ek wil huis toe kom, ek wil graag Weskus toe kom. Die Weskus het baie diep in my hart ingeklim, en ek is terug Weskus toe, waar ek nou op die stadium sit in Saldanha. So ek kan die Here dank, en as jy saam met my kyk na my lewe vandag, moet jy sê, wow, maar die Here was goed vir jou, en ek dink die Here is goed vir almal van ons as ons mooi kyk. Ek lees vir jou vanoggend Psalm 117. Is die kortste psalm in die Bybel, uit net 2 verse. Dis hoekom ek kon tyd kry om 'n bietjie myself te deel met jou vanmôre en te sê, vat jou lewe 'n bietjie in oënskou. Sit dit uit soos ek het uitgesit het en kyk, hoe het die Here saam met jou gestap? Hoe goed was die Here vir jou? Psalm 117, my tema vanoggend, sy liefde vir ons is sterk. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie, prys die Here. Ek gaan hierdie versie vir 'n tweede keer lees, hy's baie kort en hy's so pragtig, en hy slaan so reg op die plek waar dit saak maak. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie, prys die Here. Liefdevolle Hemelse Vader, ons kom sit vanoggend hier by u voete, en as ons lewens in oënskou neem, en ons sit so van die kant af, en ons is nie meer deel van die wedstryd nie, en ons sien hoeveel het u vir ons gedoen, en hoe was u by ons lewens betrokke, en hoe het ons u geseën, bewaar en gespaar, dan wil ons vir ons u sê dankie. Ek wil self vir u sê vir die donker tye in ons lewens, want ek dink dis die tye wat die vuur die hardste gebrand het om ons te louter om goeie goud te raak. Here, ons is nie perfek nie. Ons maak nog baie foute. Ons sondig nog baie. Is baie moeilik om ons sondaars te vergewe. Die wat teen ons foutief opgetree het om dit te vergewe. Dis 'n riem onder die hart. Help ons daarmee. Dis moeilik, Here, om die liefdespakkie wat ons elke oggend aantrek uit te lewe. Is maklik om dit aan ons kinders en kleinkinders en almal ons vriende uit te lewe, maar Here, as dit gaan by die mense wat ons nie ken nie, die bedelaars langs die pad, die ou wat hier na jou toe kom of met jou kom praat, wat so frons tussen jou oë het, as jy die bank instap en daar is 1 teller en daar staan 20 mense, maar daar is plek vir 5 nog tellers, dan is dit baie moeilik, Here. Maar ons vra u baie mooi, help ons asseblief vanoggend deur die Heilige Gees. Hou 'n wag voor ons mond, dat ons net praat deur die Heilige Gees se woorde, die regte dinge sê, die regte dinge dink, Here. En die belangrikste is, help ons om elke dag die daai treetjie in u voetspoor te plaas en u te volg. Dat ons elke dag so 'n bietjie, babatreetjies meer en meer sal lewe soos wat u graag wil hê ons moet lewe. Ons steek ons hande op na die hemel, Here. Ons sê, Jesus, Jesus, please take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewensvoertuig vanoggend en bestuur ons in die res van die jaar in. Want Here, waar u in beheer is, weet ons, het ons niks om bekommerd te wees oor nie. So dankie dat u ons stuurwiel vat en ons bestuur die res van die jaar. Here, en dankie dat in die wêreld, in Suid-Afrika, oral waar ons kyk, as ons die koerante oopmaak, die in online nuus gaan lees, Here, al gaan dit hoe, is dit goed om te weet, u bly in beheer. U sal altyd in beheer bly, want u het hierdie rondom ons geskape, en rondom my en wat ek het, is slegs genade. Dankie daarvoor, Here. Ons vra die dinge nie om te verdien, Here, maar enkel alleen het die groot en al magtige genade alleen. Amen.